Goeiemôre aan elkeen. Dit is vir my wonderlike voorreg vanoggend om 'n geleentheid te hê om God se woord te kan deel. Voordat ons begin wil ek vra, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie oggenduur kan stil raak voor U. Dankie dat U ons koning, ons God en ons verlosser is. En dankie dat ons kan kom in totale afhanklikheid van U en kan vra dat U asseblief hierdie woord sal seën. Here, ek kom onderwerp my in totaliteit aan U gesag. Here, en ek sê vir U baie dankie vir dit wat U met my gedeel het. My gebed is dat U sal help, dat elkeen kan hoor wat ek sê, Here, nie net geestelik nie, maar ook fisies. En liewe Jesus, dat U naam verheerlik sal wees. Laat hierdie woord in vrugbare grond val en baie vrug dra, tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Berg my agter die kruis, Here, sodat U alleen gesien en gehoor kan word. Gebruik my vanoggend as U mondstuk. Neem my gedagtes, Here, maak dit onvrugbaar van my eie opinies en gedagtes, sodat ek alleenlik kan spreek dit wat U met my gedeel het om te kan doen. In Jesus magtige naam. Amen en amen. So ja, ek groet elkeen ook wat aanlyn is. En ek kom en ek bevestig, ek weet daar's baie mense wat vra het oor 'n vroueprediker. En ek wil net kom vasmaak op dit. Ek is georden in 'n bediening, nie as 'n pastoor wat 'n gemeente kan vat nie. En ek onderwerp my aan my man, en ek onderwerp my ook aan my pastoor in my gemeente. So ek kom en ek erken God se rangorde, en ek staan in nederigheid voor die Here vanoggend om te kan bedien dit wat hy het om met ons te bedien. Ek wil graag aansluit by dit wat Vincent verlede week gepreek het. Ek kan nou nie die presiese tema onthou van sy boodskap nie, maar my tema is die tyd tussenin, of dan nou die streepie tussenin. En hy het gepraat oor die dag van geboorte en die dag wat ons sterwe, is daar 'n streepie tussenin wat ons lewe op aarde is. En die Here het met my iets ook baie pertinent oor dit gedeel. En ek wil nie sy boodskap oorpreek nie, ek wil graag aangaan op dit, en dit wat die Here se plan met elkeen van ons se lewens is. As 'n mens gaan kyk in die Bybel, is daar 2 tipes tyd, wat ook in die wêreld is. Daar is 2 tipes tyd. In die Grieks word dit beskryf as Kronos tyd en Kairos tyd. Kronos tyd is die tyd wat ons op ons horlosie kyk. Dit is vasgestelde tyd. Dit gaan oor tyd wat ons het om doelwitte te bereik. Dit gaan oor kalendertyd, en dit gaan oor tyd wat mens nodig het, kronologiese tyd om mylpale te bereik. En dit is dan nou ook kwantitatiewe tyd. As ons kyk na Kairos tyd. Kairos tyd is kwalitatiewe tyd. Dit is die regte oomblik, the right moment. Kairos time is the right moment, a meaningful season for action. So dit is 'n bepaalde tyd wat God vasgestel het. En dit is waar God is. God gebruik Kairos tyd. Kronos tyd is ons tyd op aarde. Wanneer God kyk na tyd, dan sien hy alles in een slag. So hy weet wat môre gebeur. Hy weet natuurlik wat gister gebeur het. Hy ken die toekoms. En dit is waar dit dan nou bevestig word. God werk nie in ons tyd nie. Die woord sê dat God se tyd is nie ons tyd nie, en ons tyd is nie God se tyd nie. Ek wil baie graag ook dan nou byvoeg, die fokus van Kairos tyd gaan oor betekenis, konteks, vloei en die regte tyd om 'n besluit te neem en tot aksie oor te gaan. Dit genoem wil ek vir ons lees uit Handelinge 9, en ek gaan net lees vers 1 tot 6. Handelinge 9, vers 1 tot 6. En die opskrif hiervan is bekering van Saulus op die pad na Damaskus. Handelinge 9 vers 1 sê, maar Saulus, wat nog dreigend en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra
om aan die sinagoges in Damaskus, laat ek net herhaal, en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense wat van die weg was, sou kry, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê, moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. Gekyk na hierdie gedeelte, sien ons albei tye vasgevang. Ons sien 'n Kronos tyd, dis die tyd waarin Saulus gelewe het. Saulus is gebore as 'n Jood. Hy was 'n Fariseer. Hy het uitgegaan om, as ek onthou is hy 'n Fariseer, ek vra net verskoning, daar is dit dalk verkeerd, is hy 'n Fariseer of 'n skrifgeleerde, maar hy het in die tempel bedien. En Saulus het 'n doel voor oog gehad, hy was opgelei in die woord van God, in die Ou Testament. Hy het geweet wat hy moet doen, en hulle het streng gelewe volgens die wet. En Saulus het 'n missie gehad. He had a purpose. En dit was om almal wat teen hierdie wetboek staan, om hulle te vervolg en dood te maak. So hy het 'n doel gehad. Hy het geweet, dit is wat hy moet bereik. En hy het gewerk daartoe. Hy was passievol oor dit wat hy moes doen. So hy het gegaan na die keiser toe, en hy het gevra, gee vir my 'n brief. Ek wil u toestemming hê. Ek wil die regte kanale volg, sodat as ek mense kry, die woord sê, wat die weg. Mense wat op die weg is. En wat is die weg? Die woord, die evangelie van Jesus Christus. Almal wat gedraai het, wat die openbaring gekry het van wie Jesus is. Hy wil hulle vervolg het, want dit is nie hoe die Jode dit gesien het nie. Hulle het nog gewag vir hulle Messias. En hy het gegaan na die hoofpriester toe, nie die keiser, hy het gegaan na die hoofpriester toe en hy het gesê, gee my 'n brief, want ek gaan nou Damaskus toe, sodat ek toestemming het om enige iemand wat ek op die pad kan teekom, maak nie saak of dit 'n man of vrou is nie, enige iemand wat van die weg is, dat ek hulle kan gevange neem en kan terugbring. Want hulle is gestenig, hy was byvoorbeeld by Stefanus se steniging, was Paulus die een, of Saulus dan nou, Saulus die een wat die steniging aangemoedig het, en hy bygestaan. En daar kom 'n Kairos oomblik, waar Saulus 'n ontmoeting met God gehad het. Waar Saulus 'n ontmoeting met Jesus gehad het. En dit is 'n beplande tyd. Dit is 'n divine intervention, 'n divine meeting, 'n goddelike ontmoeting wat hy gehad het. En dit word nie bepaal deur 'n horlosietyd of 'n kalendertyd nie. Natuurlik was dit op aarde 'n spesifieke dag, 'n spesifieke oomblik, maar God het 'n ontmoeting met Saulus gehad, want hy het 'n plan met Saulus se lewe gehad. En toe Saulus hom ontmoet, hier sê dit, hy was op pad op sy reis na Damaskus, en skielik het daar 'n lig om omstraal. Ons het nie 'n datum en 'n tyd wanneer ons God ontmoet nie. Ek weet nie wanneer ek die dag tot bekering gaan kom nie. Ek kan my voorberei daarvoor, die oomblik as ek 'n ontmoeting met hom gehad het. Maar daai oomblik is iets wat my lewe, verander. Dit is nie
'n gewone tyd, 'n gewone dag nie. En dit sê, en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hierdie is die ontmoeting waar jy nie kan twyfel wie dit is wat met jou praat nie. Dis daardie ontmoeting met God wat 'n hele lewe omkeer, 'n hele lewe verander in denke en in lewenswyse, om jou doel wat jy gehad het te verander, sodat dit deel is van God se doel. Hy sê, want toe weet hy met wie hy praat. Hy sê, wie is u, Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. En Saulus moet hier 'n keuse maak. Gaan hy voort met sy missie waarop hy was? Of gaan hy gehoorsaam wees aan die stem van Jesus? Net so kom ek en u iewers in ons lewens op 'n tyd waar ons 'n ontmoeting met Jesus het. Dit maak nie saak hoe oud ons is nie en jou sterftedatum. Is daar 'n tyd wat jy 'n ontmoeting met Jesus het? En wanneer jy daardie ontmoeting gehad het, weet jy, kan jy nie meer terugstaan en sê, ek het nie geweet nie. Want dis die oomblik wanneer die Here homself en sy wil aan jou in jou lewe openbaar. Dit gebeur baie keer nie op een oomblik nie. Die ontmoeting gebeur sodat dit jou hart en jou gees, dit kom diep in jou gees en jou denke en jou menswees in. Maar die ontmoeting is daar waar jy weet, ongetwyfeld weet, iets het hier gebeur. En dit is nie iets wat 'n mens kan verklaar nie. En dan kom Saulus en hy vra, wat wil u hê moet ek doen, Here? En dit is daardie vraag wat elkeen van ons, ek ingesluit, vir die Here vra. En ons vra dit 'n paar keer in ons lewens. As ek my hart vir die Here gegee, dan kom ek en ek vra, Here, wat wil u hê moet ek doen? Waartoe is die volgende stap? Want ek weet nou, ek het nie meer nodig om die toestemming van die hoofpriester te kry nie. Ek moet net God se toestemming hê, want ek wil nou doen dit wat God van my verwag. Ek wil my lewe, ek wil my doelwit nou begin inrig op dit wat God sal behaag. Nie meer op dit wat die mens wil hê nie. Nie meer dit wat ek wil hê nie. En hier kom dit in dat die gees en die vlees teen mekaar in kompetisie kom, as ek dit so kan sê. Want my gees is dit waar God met my deel. En dit is waar ek die wil van God wil doen. My vlees is, terwyl ek in die wêreld is, gaan daar versoekings oor my pad kom. Of dit, maak nie saak wat se versoeking dit is nie. Of dit 'n geestelike versoeking is, of dit 'n fisiese versoeking is. Maar daar gaan altyd dinge oor my pad kom, wat maak dat Satan my kan knou, my kan aankla, dit teen my kan gebruik as 'n wapen. Maar ek kan omdraai en sê, Here, kom en vergewe my. Want ek hou vas aan daardie kairos tyd in my lewe. Dis nie 'n eenmalige ontmoeting met God nie. Daar is daai hoofontmoeting waar ek weet, ja, Here, ek weet ek het die stem gehoor. Iets geroep en ek het geantwoord. En soos wat ek God beter leer ken deur sy woord, so begin ek weet wat dit is wat hy van my verwag. So begin ek weet wat hy van my vra. Ek leer dit uit sy woord uit, ek hoor sy stem, partykeer in my gedagte, soos wat Vincent vanoggend gesê het, ons sien dinge in die natuur. Vir my persoonlik is daar, ek weet nie wat se voeltjies dit is nie, maar hierso in ons huis in PE, was daar so 'n swart voeltjie met so 'n wit borsie. En voordat my man die hoë heininge omgesit het, baie keer as ek in die kombuis gestaan het, dan kom sit hierdie voeltjie op die heining. En partykeer op die mees onverwagte oomblikke, en dan weet ek, jo Here, dit weet ek is nou u teken om vir my te sê, u dink aan my, of u is daar vir my.
En dit het gereeld gebeur. En ek weet die Here is almagtig. En vanoggend kan ek opnuut sê, daar is 'n streepie tussen ons twee datums. Wat maak ons met daai streepie tussenin? 'n Tyd terug het ek so 'n bietjie gestoei met my ouderdom. En as 'n mens nader begin aan aftrede kom, dan begin daar 'n ander realiteit in 'n mens se kop vorm neem. En ek het net begin voel, Here, dan dit begin voel of ek die einde van my lewe bereik het, asof daar nie regtig meer tyd is om goed te doen nie. En ek weet die Here het 'n plan vir my lewe, ek weet die Here het 'n roeping, en daar's nog goed wat gedoen moet word, maar ek kon nie verby daai ding kom nie. Tot ek besef het, hierdie is tydelik. Terwyl ek op aarde is, maak nie saak of ek, wat amper 60 is, dan nog 3 jaar om te gaan, maar amper 60 is, of ek 30 is, of ek 70 of 80 is nie. Daar's nog steeds iets wat ek vir die Here kan doen. Ek kan dalk as ek ouer is, nie meer buitekant toe gaan en siele gaan wen vir die Here nie. Maar ek kan waar ek is, die woord van die Here verkondig. Ek kan deur middel van sosiale media, kan ek mense aanmoedig vir God. Ek kan hulle bereik. En beteken dit dat as ek van 'n wêreldse werk, 'n sekulêre werk aftree, beteken dit nie dat ek in my geestelike lewe ook afgetree het nie. Want ek lewe 'n stukkie tyd hier op aarde. Maar die grootste gedeelte van my lewe kom na dat Jesus my kom haal het. Dan gaan dit voort. Hierdie is net 'n voorbereidingstydperk. En dan kom die vraag, wat maak ek met die tyd terwyl, tussen die twee datums, terwyl ek lewe en asem het? In elkeen van ons se lewens is daar uitdagings. In elkeen van ons se lewens is daar probleme. En so baie keer raak ons vasgevang in die sorge van die lewe. En steel dit ons blydskap en ons vrede. En steel dit ook ons verhouding met God. Wanneer ek 'n teleurstelling ervaar het, wanneer iemand my teleurgestel het, of ek iets nie gekry het, of waarvoor ek gebid het nie, dan affekteer dit my verhouding met die persoon en met God. Maar hier moet ek en u 'n keuse maak. Gaan ek toelaat dat dit wat gebeur het, my hele lewe affekteer? Want die probleem is, dit is al waaraan ek dink, dit affekteer my emosies, dit affekteer my denke, dit affekteer my wil, en dan kom die vlees na vore in plaas van die gees. En dit maak dat ek nie my goddelike doel, my goddelike taak kan vervul nie. En dan voel ek, Here, ek is niks meer werd nie. Want ek raak ouer, ek kan nie meer alles doen wat ek altyd gedoen het nie. Ek is nie meer so sterk soos wat ek was nie. Ek is dalk nie meer so vinnig soos wat ek was nie. En 'n mens besef nie, die een oomblik kan jy nog tasse en goed optel, bone kas trek, die volgende oomblik het jy nie meer krag om dit te doen nie. En dit is asof dit jou so bekruip. En skielik kan jy nie meer goed doen wat jy altyd gedoen het nie. Maar dit beteken nie ek moet ophou nie. Want ek het 'n groter doel om te bereik. En dit is die doel vir Christus. Want hy het ons op aarde geplaas om die evangelie te verkondig. Hy het ons op aarde geplaas om in verhouding met hom te wees. En wanneer ek kan tyd maak vir hom, wanneer ek kan moeite maak met hom, die kwalitatiewe tyd. Dit is die tyd wat saak maak. Dan gaan die kronostyd, die horlosietyd en die wêreld en die kalender, gaan nie meer vir my saak maak. Dan gaan dit nie saak maak wat in my lewe gebeur nie, want ek het 'n anker waaraan ek kan vashou, en sy naam is Jesus. Die oomblik wanneer my datum is, wat ek nie weet nie, maar die oomblik wanneer my datum is vir die einde van my lewe,
dan begin my lewe in Christus eers voluit. So daar's 'n groter geskenk waarna ons kan strewe. En ons moenie toelaat dat Satan die laaste gedeelte van ons lewe, wat ons op aarde het, voordat hy kom, maak nie saak hoe oud ons is, soos ek reeds gesê het nie, moet ons nie toelaat dat hy dit van ons steel nie. Want elkeen van ons het nog 'n stem. Ons het hande. Ons het 'n gedagte. Waarmee ons die Here kan prys, waarmee ons vir ander kan bid. En baie keer sê mense, maar al wat ek kan doen is bid. Maar ons besef nie die krag wat daar in gebed is nie. Die invloed wat dit op ander mense in die gees het nie. Want God is en bly getrou. Terwyl jy op aarde is, het jy 'n taak wat jy nog moet voltooi in God. Die oomblik as jou taak afgehandel is, neem hy ons weg van die aarde af. Maar tot dan, kom dat ons nie opgee, dat ons nie onsself so besig hou met die dinge van die wêreld, dinge wat gedoen moet word, dinge wat in my lewe gebeur het, my verlede, dat ek my nie so vasdruk, dat ek nie my tyd met God kan spandeer, en die volheid vir dit wat hy vir my het, en die verhouding wat ek in hom kan hê, dit nie kan geniet nie. So kom ons besluit, kom ons maak 'n keuse. Het ons harte vir die Here gegee, het ons daardie kairos verhouding met God gehad, as ons nie gehad het nie, kom ons praat met mekaar, kom ons streef daarna, kom ons vra vir die Here om te help, dat ons ontmoeting met hom kan hê. As ek dit een kant toe geskuif het, kom ek, neem opnuut standpunt in, maar kom ek besluit, ek kan nog steeds iets vir God doen, maak nie saak wat nie, maak nie saak wat my foute is nie, maak nie saak wat my verlede is nie, maak nie saak wat nie. God het my toekoms in sy hand, en hy het net die beste vir my in gedagte. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie, dat U vir ons 'n tyd op aarde gee, waarin ons 'n verskil kan maak. En Here, ons is nie sommer net op aarde geplaas om rond te swerwe nie. Maar ons is hier geplaas met 'n doel, en die eerste doel is om in verhouding met U te staan, om U te ken vir wie U is. Nie te ken oor wat ander mense sê, of wat ons hoor in my predikers, of getuienisse, of uit die woord uit lees nie, maar Here, U werklik te ken vir wie U is. En Vader, my gebed is dat U ons sal help om ons volle potensiaal in U te bereik. En dit maak nie saak wat ons ouderdom is nie, want vir elkeen van ons is daar nog steeds iets wat gedoen moet word. Iets wat ons vir U kan doen. En vanoggend wil ek dit 'n voorreg noem, Here, dat ons die voorreg kan hê om instrumente en om mense in die hand te wees wat U kan gebruik. Kom verheerlik U self, Here, maak ons vry van alles wat ons terughou. Dat ons vorentoe kan gaan en meer as oorwinnaars is in U wat ons die krag gee. Ons loof en prys U daarvoor. Gee dat hierdie woord asseblief, Here, eers in my hart baie sal ontkiem, my Vader, en dat U my sal gebruik, maar ook vir elkeen van ons wat hier is, dat U elkeen van ons sal gebruik soos wat U wil. En kom en verheerlik U self in Jesus naam. Amen.